Ons is by sessie 35, Sondag 18 en vraag en antwoord 46, 47 en 48. En die vraag is, wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? En dan kom die antwoord, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel toe opgeneem en hy is vir ons daar ten goede, totdat hy terugkom om reg te spreek oor die lewens van die wat alreeds gesterf het. En dan die volgende vraag, 47, is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy beloof het nie? En dan kom die antwoord, Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons weg nie. En dan die vraag en antwoord 48, maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie. En dan sê hulle, nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Skalk, ons praat nou opgevaar na die hemel toe, maar so iets van God wat weg is, maar weer kom, maar tog hier is. Die eerste gelowiges is baie sterk geglo, die Here gaan nog terugkom in hulle eie leeftyd, en dit het hulle baie sterk gevorm, dat hy hulle gaan terugbring, en dit het nie so uitgewerk nie, en tot vandag toe wonder ons, weet, waar is God? Waar is hy? Is hy weg, is hy hier, hy het opgevaar, maar... Ja, kyk, weet jy, ek onthou dat as 'n jong dominee was daar 'n paar nagmerries in die jaar. Vir my, die een was die middernagdiens waar ek volgens die reëls van die gemeente waar ek was, presies 'n sekonde voor middernag moes amen sê en dan lui die klok en so aan, en om daai presies amen te sê vir my was baie swaar. Maar die ander ding was die hemelvaartdienste. Want ek het altyd, dit het my lank gevat voor ek regtig gesnap het dat 'n mens kan bly wees oor die hemelvaart. So as ek oor die hemelvaart wil praat, dan dink ek moet ek begin by doodgewone vraag van waar is die hemel? Nee, ek bedoel, vroegere eeuse mense, die mense van die eerste eeu na Christus en eeue daarna, het oor die hemel gedink as 'n plek iewers bo, en aan die hel of doderyk as 'n plek iewers onder die aarde. Maar dit klop nie regtig met wat ons weet oor die hemelruim nie. Hoe meer mense die natuur en die fisika mense gehelp het en die astronomie mense gehelp het om die grootheid van die heelal agter te kom, hoe meer kon hulle helder dink ook oor hemel en waar die hemel is. En dit is deel van die Heilige Gees se leiding vir ons. Die ouens van die vroeë eeue het nie nodig gehad, hulle die Here kom ons altyd tegemoet waar ons is. Nee, hy kom nie met groot geleerde woorde en hoe sou hy tog vir die vroeë kerkse mense kon verduidelik oor planete en sterre en ander melk en sterrestelsels en al daai goed. Hy weet, hulle sou met sulke een van my profe destyds het gesê, dan sit die gemeente jou en kyk met sulke aspirien oë. Hulle sou vir hom kyk met sulke aspirien oë, so bietjie te veel pynstillers gedrink. Maar die Here help ons nou om beter te verstaan. En nou het die vraag al dringender geword, waar is die hemel? Nee? En die antwoord wat die mense wat die Bybel goed verstaan vir ons gee, onder andere Tom Wright, 'n baie toegewyde Nuwe Testamentikus, die ongelooflike ou van
St. Andrews daar in Skotland. Tom Wright is een van die ouens wat sterk praat daaroor, dat die hemel is 'n ander dimensie wat parallel hier saam met ons is. So waar is die hemel? Hier waar ek en jy sit. Ja. Ons kan dit net nie sien nie. Dis soos Elisa, daar in 2 Konings 6, as ek reg onthou. 2 Konings 6, nee, daar so, dan is hulle, dan kom die koning van Syrië, want hy is vies vir Elisa, want Elisa voorspel elke keer vir die Samaritane en sê, die koning van Syrië gaan julle kom inval, en dan is hulle gereed vir die koning van Syrië. Die koning van Syrië hou nie van 'n profeet nie, so hy gaan besluit hy moet die ou uitwis. Die wêreld het nog nie verander nie, hy is nog so. So hy stuur sy soldate, en dan as hulle Elisa en sy knegt die oggend wakker word, is daar 'n skare soldate om die stad. En dan sê die knegt, wat gaan ons maak? En dan sê Elisa vir die Here, ag Here, maak sy oë oop dat hy kan sien, die wat by ons is meer as wat hier is. En dan gaan die ou se oë oop, en dan sien hy, my aarde, ek het nie geweet nie, maar die berg hier rondom is vol vurige strydwaans en perde en goed, ek het dit net nie gesien nie. En daarom sê Tom Wright ook, as Jesus weer kom, hy sê die Bybel gebruik nogal meer as een keer by sy verskyning. Hy sê, waar is die Here Jesus, sê Tom Wright. Hy sê, hy is nie daar bo iewers nie. Die hemel is hier, so as Jesus is hier langs my, want ek is by julle al die dae van die wêreld. Weet, ek is by julle. Hy is hier langs my. My oë is net nie oop nie. Ek is soos daai knegt van... Maar tog, nee, ons leef baie met hierdie ding. Die hemel is ver. En ek dink dit gaan oor die hele, ook hulle eie verwagting daai tyd. Dit gaan sleg met ons, jy weet. En inteendeel na Jesus se opstanding het dit slegter gegaan. Die 20-30 jaar was 'n verskriklike tyd. Eintlik wat mense gedink het na die opstanding moet dinge begin beter gaan, maar dinge het drasties versleg eintlik. En dan die hele Maranatha, kom toe gou. En dan die kom toe gou is gesê, kom help ons hier. Maar as jy nou met die bewussyn leef, soos in die hemel net so op die aarde, die hemel en aarde is baie naby aan mekaar. Baie naby, ja. En dis 'n radikale gedagte vir ons skalk, wat ook maar groot geword het, met 'n hemel wat ver bo is, en 'n hel wat ver onder is. Nee? En ons kry nie daai denke uit ons uit nie, ons is ingeprent. Wat beteken, ons leef met 'n hoop vir iets anders, terwyl die Koninkryk van God tog hier is. Kyk, ek kon nog van kleins af die Here Jesus vir my picture. Jy weet, ek kon vir my 'n prentjie maak van hom in my kop. Ek kan hom, maar ek het hom altyd as kind gesien daarbo. In die latere jare het ek begin, ek het vir iemand eendag gesê, as ek gaan preek, voor ek begin, dan sien ek vir Jesus hier langs my. Ek het nog op preekstoele gepreek, op die preekstoel staan, so naby dat ek aan hom kan raak, want dis wat ek glo. Hy is so naby dat ek aan hom kan raak, dat ek vir Jesus sou kon sê high five. Hier gaat ons, help tog asseblief. Ek gaan die ding nie alleen doen nie, Here Jesus, U is hier, en hy is hier. En dit is wat hemelvaart vir my beteken. En die ander wonderlike ding, met hemelvaart, is hy die heeltyd by my. Kyk, op aarde was hy, as hy in Galilea was hy nie in Jerusalem nie. En as hy in Jerusalem was hy nie in Galilea nie. En as hy, jy weet, hy was op een plek, op een slag. Maar met sy hemelvaart is hy met liggaam en siel, is hy as volledige seun van God wat mens geword het, is hy as volledige mens hier, met 'n nuwe liggaam wat anders funksioneer as 'n gewone liggaam, maar 'n liggaam. En hoe dit is 'n groot geheimenis, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, maar daardie geheimenis gaan ek en jy, Marius, nie verstaan. Ons gaan nie nou verstaan, maar ons gaan hom beleef. Daar is geen kwessie oor nie, want ons behoort aan die Here Jesus.
En Jezus is volledig as mens en God, is hy die Christus, die Verlosser, die teenwoordige een by ons. En dit sê vir my ook, ek is nie gemaak om as 'n siel iewers in die lug rond te dryf nie. Soos die prentjies waar jy op 'n wolkie sit en harp speel nie. Ek hoop dat ek kan harp speel, want dit is vir my baie mooi, maar ek dink nie ons gaan harp speel en met vlekkies aan in die hemel wees nie. Ons gaan op 'n nuwe aarde lewe met ons gaan op 'n nuwe aarde lewe met 'n liggaam, en dalk beteken ewigheid dat die tyd tussen my dood en die wederkoms 0 sekondes is. Ja. Jy weet dat ek... Ja, maar dit bly 'n stuk geheimnis. Mense by Paulus gevra, maar hoe gaan ons lyk, nee? En dan sê hy, hoe gaan die opstandingsliggaam wees? Hoe gaan dit gebeur? Dan sê hy, dis 'n dom vraag. Ja, hy sê wel, jy weet, in ons, maar dis die wonder. Weet jy, ek glo dit nie omdat dit vir my logies is nie. Ja. Ek glo dit omdat Jesus lewe. Omdat ek die lewendige Here Jesus daagliks in my lewe ondervind. So met ander woorde, wat ons ook kan sê, weer eens, ons praat oor God se gees. Ja. Ons praat oor 2 parallelle entiteite, wat so ver eintlik uit mekaar uit is en anders is, maar tog so naby is. So, net gou die ding vas te maak, om te kan sê, so hemel is hier, en die koninkryk van God is hier, in die midde, so nou help dit ons sien verander, en die sien bring 'n stuk geloof in ons, wat nie kan verstaan nie, maar 'n stuk geloof wat die krag van die opstanding ervaar. Want dis wat ons nou oor hier praat, is ons praat oor dat jy nie in die tussentyd, terwyl jy op aarde leef, magteloos lewe nie. Op een of ander manier kan die verskil van sien ons help om in die realiteit van die ewige te leef. Kan dit ons help om die onsienlike te sien. Ons moet wees soos Jakob daar by Bethel, wat die nag droom. Hy sien net moeilikheid, hy sien vir Esau agter hom, hy sien die onbekende wêreld voor hom. Interessant, my vrou sê vanoggend, Marike, sy sê vir my, ons praat oor die oordeel, oor die oordeel eendag. Sy sê, sy is nie bang nie, want sy weet, Jesus het vir ons gesterf en uit ons lief en so aan. Sy sê, maar sy haat vreemde situasies, en sy is bang vir die vreemde situasie. Ek sê, oké, maar jy kan maar ontspan daaroor, dit gaan lekker wees. Maar dit is, maar die punt is net, dat ons voor hierdie wonder staan, dat ons siel nie uit ons uitglip en hemel toe gaan en daar op 'n wolkie is nie, maar dat ons vooruit sien na 'n tyd waar ons op 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel, en waar die nuwe aarde ook die nuwe hemel is, want God kom woon by ons op die aarde, sê Openbaring. Wat 'n blye vooruitsig is dit, en as ons oë tog net kan oopgaan daarvoor, dat dit nie daar ver en eendag is nie, maar dat dit nou hier is, en dat ons nou in die teenwoordigheid van die Here lewe, dat sy heilige engele nou om ons is, en dat ons maar net op die ou einde, soos Jakob kan sê, die Here is op die plek, en ek het dit nie geweet nie. Maar ons kan nie soos Jakob sê, ek het dit nie geweet nie. Want nou kan jy sê, ek het dit geweet. Ek weet dit. So kom ons kyk net, gesels met iemand of dink oor die vraag, Jesus se hemelvaart, maak dit moontlik dat hy die hele tyd naby aan my kan wees. En dan vir volgende week dink daaroor, God het nie hande en kante nie, tog bely ons dat Christus aan die regterhand van God sit. Probeer dit vir jou bietjie self uitmaak wat dit sou beteken, dat hy aan die regterhand van God sit.